Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees 'n enkele vers uit Lukas 11 en dan lees ons ook uit Lukas 18. Voordat ons saam lees, kom ons bid. Here, ons God, U weet dat ons swak is en dat ons nie altyd weet eers hoe om te bid nie. En Here, ons weet ook nie hoe ons by U moet vra en hoe ons moet aanhou vra dat U vir ons help nie. Here, ons verloor baie keer moed en ons verloor hoop. En daarom, Here, gee ons ook op om te vra. Leer ons deur U woord in die Gees om ook te volhard in die gebed. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam uit Lukas 11, ons lees daar by vers 8. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee, omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Dan lees ons 'n gedeelte in Lukas 18 by vers 1. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê, in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir die mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het, doen aan my reg in my saak teen my teenparty. 'n tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê, vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Ons lees tot sover in die woord van die Here. Nou broers en susters, ons is nou op die tweede dag van ons gesamentlike week van gebed. Dit is nou gesamentlik tussen die NG Kerk Kraaifontein Noord en die VGK Kraaifontein. Nou gisteraand het ons begin met die tema oor ons, wat ons gedink het oor ons swakheid, dat ons nie weet reg hoe om te bid nie, en dat die Heilige Gees vir ons bystaan in ons swakheid, en dat hy ook vir ons pleit met versigtinge, wat nie met woorde uitgespreek kan word nie. Nou vanaand is die tema, hoe ons nou onbeskaamd kan aanhou bid. Nou broers en susters, dit is so dat meeste van ons het dan seker al die ervaring gehad, ons vind ook op straat, vind ons maar bedelaars wat soms na ons toe kom en dan ook vir ons hulp vra. En dit is maar nie altyd maklik nie, mens weet ook nog nie of jy sal kan help nie, en jy weet ook nog nie regtig of die geldjie dan nou regtig gaan help nie, dalk help dit mense nog in verkeerde dinge in.
En as die persoon dan nou, as mens nou sê, maar jammer, ek kan nou nie vandag help nie, dan nou aanhou vra en sê, maar ekskuus, help asseblief, want dit gaan baie sleg en so, dan voel mens nou vreeslik sleg, maar mens voel tog ook, joh, maar speel die man dan nie nou op jou gevoelens nie, né? En as dit nou so gebeur dat jy eintlik maar sê nee, jy kan nie nou help nie en die persoon hou aan en dring eintlik aan by jou dat mens eintlik al so 'n bietjie warm onder die kraag raak en sê maar luister maar los my nou uit of mens kan dalk selfs die persoon wegjaag of so. Of mens kan sê ja goed maar ek wil nou net ontslaa raak. Ek voel net te skuldig oor hierdie hele storie. En dan gee ek maar iets vir die ou, dat hy net vir my uitlos, né? Miskien sou hy ook al die ervaring gehad het. Nou, broers, susters, voor God is ons eintlik maar almal bedelaars. Martin Luther het al gesê, ons is bedelaars en dit is die waarheid. Nou, broers, susters, as ons nou dink hoe ons dan nou onbeskaamd eintlik in aanhou bid, eintlik tot frustrasie toe. Dan is dit dalk goed dat ons eers na die woord van die Here gaan kyk en gaan luister hoe ook die gelowiges in die Bybel gebid het. Nou in die gedeelte wat ons gelees het, vind ons dan nou die weduwee wat dan nou by hierdie onregverdige regter aanhou en eintlik aandring op geregtigheid. Nou dit word duidelik gestel dat hierdie regter eintlik geen respek nou vir God of vir mense nie. En mens sou eintlik kon sê die feit dat sy nou op die reg wil laat geskied. Mens sou eintlik sê maar dit lyk selfs of hy nie eintlik veel van respek vir die regbank self het nie. Anders sou hy dalk nou die regverdige uitspraak gelewer het. Maar hoe dit ook al sê, broers en susters, op die ou ende is sy motivering hoekom hy nou maar toegee vir die vrou wat so aanhou en aanhou by hom, is nie reg vir edele redes nie. Hy gee maar toe want hy wil net, hy is eintlik bang die vrou gee maar klap. En sy irriteer hom eintlik om 'n gunstige uitspraak te gee in haar regsaak. En nou sê die woord van die Here vir ons, nou as hierdie onregverdige regter, wat geen respek vir enigiets het nie, met die voortdurende en eintlik skaamtelose versoek van die vrou sal toegee, hoeveel te meer sal die regverdige God en ons Vader nie luister, as ons ook vir hom vra, en ook vir hom bid om geregtigheid nie. En so leer die Gees vir ons dat die Here self sal luister as ons aanhou. En nou is dit so dat die gedeelte in Lukas 11 wat natuurlik nou handel oor die eintlik 'n storie wat Jesus nou vertel dat as 'n vriend nou in laat nag by 'n ander vriend sal aanklop om brood want hy wil nou 'n reisiger wat by hom aangekom het kos gee. Dat die man se motivering is ook nie vreeslik goed nie. Hy sal op die einde nou maar vir hom gee, nie regtig omdat hy sy vriend is nie, maar omdat hy so skaamteloos aanhou vra en aanhou, sal die man op die einde maar opstaan, al is hy nou klaar in die slaap gewees, en hy sal nou maar uitgaan en hy sal nou maar vir sy vriend help, omdat hy aangehou het met vra. En broers en susters, daarom is dit ook belangrik dat ons sal leer in die woord van die Here, dat as ons vir die Here vra, dat ons volhardend sal vra, sal aanhou vra. En so lees ons ook in die woord van die Here, selfs vroeg nadat Jesus opgevaar het na die hemel, dan sien ons die eerste gemeentetjie en hoe die Heilige Gees ook vir hulle gelei het om in die gebed te volhard. So lees ons in Handelinge 1 vers 14. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, sy broers was ook by. En dan lees ons ook verder in die Nuwe Testament, hoe dat die weerloses eintlik ook slegs een manier het om dan nou nog te vra, of iemand het vir wie hulle kan vra, en dit is nou maar vir die Here self.
So staan daar in 1 Titus 5 by vers 5. 'n weduwee wat alleen agtergelaat is en niemand het om vir haar te sorg nie. Vestig haar hoop volkome op God en volhard dag en nag met smeking en gebede. Broers en susters, dit is ook waarom Paulus die gemeente in Kolossense dan ook oproep tot gebed. Kolossense 4 vers 2 staan daar, volhard in die gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. En nou is dit so, broers en susters, dat hierdie volharding in gebed veronderstel eintlik ander dinge. Dit veronderstel ook dat ons hoop sal hê, dat ons toewyding sal hê, dat ons vastig sal staan ook in die verdrukking. Want dit is wat dit gaan vra om te volhard in die gebed. So lees ons in Romeine 12 hoe hierdie dinge eintlik almal verband hou met mekaar. Romeine 12 vers 11 sê, moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Nou broers en susters, mense nou sê, ja, maar dit is baie keer maar so dat ons bid nou en ons vra vir die Here en dan voel ons later maar wel, ons dink nou nie ons gebede word verhoor nie en dan gee ons eintlik maar so 'n bietjie moed op en dan los ons ook maar later die gebede, want wat help dit nou? Dit lyk nie asof dit enige verskil maak nie. En dan sê ons buig teen die dak vas en daar niks verander nie en dan gee ons moed op. En dit is hoekom dit belangrik is, broers en susters, dat ons sal onthou dat ons hoop op die Here en ons volharding in gebed het alles met mekaar te maak. En daarom moet ons ook verder in die woord gaan kyk na volhardende gebed. Dink nou byvoorbeeld maar net aan die ou Simeon en Anna wat ou mense was en hoe hulle eintlik hulle hele lewe toegewy het aan gebed. En toegewy het in afwagting, in gebed om die Messias, om die Verlosser. En hoe hulle op 'n ou leeftyd, mense kon sê amper met die een voet in die graf, het die Here hulle gebed verhoor. En het hulle die klein kindjie Jesus in hulle arms vasgehou. 80 jaar later. Broers en susters, en daarom is baie van die gebede in die Bybel is ook volhardende gebed. Vra maar net vir Paulus. Paulus wat self bid dat die doring uit sy vlees weggeneem sal word en dat die Here sê nee, my genade is vir jou genoeg. Dat ons volhard in die gebed selfs al word dit nie verhoor nie. En dan lees ons eintlik van hierdie ongelooflike verhaal in 2 Samuel 21 van die vrou Rispa. Nou sy is uit die nageslag van Saul en dat haar 2 seuns en ook 5 van Saul se nageslag word eintlik ter wille van die straf oor die sonde wat Saul gedoen het en eintlik die hele volk aan meegedoen het en voordeel uitgetrek het. Dan word dan is daar droogte in die land en om die straf dan vir die droogte te dra word 7 van die seuns dan op kruise opgehang in Gibea. Nou die ongelooflike is dat hierdie kinders het ook nog was nie direk persoonlik aandadig aan die sonde nie, maar hulle het ook voordeel daaruit getrek. Maar tot 'n groot mate vat hulle die straf vir die hele volk op hulle. En dan hang hulle nou op hierdie 7 kruise. En dan die moeder Rispa, wat dan nou dag en nag by hierdie dooie kinders van haar gaan sit. En dan is dit nou so in die Bybel is die oordeel, die teken van die oordeel is die roofdiere wat dan nou die liggame dan nou sou verskeur en die roofvoëls. En hoe Rispa eintlik van wel min of meer 6 maande lang dag en nag daar sit en hierdie roofdiere weghou van hierdie geliefdes van haar af. Jou broers en susters, is eintlik ongelooflik om te dink die volharding wat sy moes hê om dag en nag eintlik vir God te smeek om genade te betoon.
al was haar kinders reeds dood. En dan na 6 maande, na volhardende gebed, toe laat die Here dit toe, dat ook hulle begrawe word. Nou broers, susters, miskien ken ons nie regtig iets van hierdie volharding in die gebed nie. En volharding in die geloof, want dit is wat volharding in die gebed is. Daarom is dit belangrik, broers en susters, dat ons verstaan ook, dat die Gees van God leer vir ons hierdie volharding. En so kan mens dit ook sien, as Abraham volhardend bid vir Sodom en Gomorra, Moses bid volhardend vir die volk, vir hulle onvergeeflike sondes, dat die Here weer vir hulle genadig sal wees. Rispa bid, dat God haar kinders genadig sal wees en om vergifnis. Nou broers en susters, wat ons baie keer vergeet in die geloof, is dat ons, deel van ons belydenis, is dat hierdie volharding in die geloof, is iets wat die Heilige Gees vir ons gee, en iets wat die Heilige Gees vir ons eintlik leer. En dit is op grond van die genadige uitverkiesing van God. En daarvan leer ons en bely ons in die Dordtse leerreëls, in hoofstuk 5 staan daar, by punt 11. Deur die Heilige Gees maak hy steeds weer die sekerheid van die volharding in hulle wakker. Dit is nou in die gelowiges. Dit is egter totaal onmoontlik dat hierdie sekerheid van die volharding die ware gelowiges hoogmoedige en sorgelose mense sou maak. Inteendeel, dit is 'n ware wortel waaruit die nederigheid, die kinderlike vrees, die ware vroomheid, die volharding in alle stryd, die vurige gebede, die standvastigheid onder die kruis, die standvastigheid in die belydenis van die waarheid en die standvastigheid van 'n blywende vreugde in God spruit. Broers en susters, die Gees leer vir ons van die volharding in die geloof en daarom van die volharding in die gebed. Daarom, broers en susters, moet ons nie moed verloor nie. Ons moet aanhou bid, ons moet aanhou smeek vir ons man, vir ons vrou, vir ons kind, vir ons bure, vir die mense in die strate, vir die weerloses. En ons moet tot God roep, dat hy sy beloftes sal nakom, dat hy uitkoms sal bring, dat hy geregtigheid sal laat geskied. En broers en susters, ons moet met volharding bid, selfs al kry ons geen antwoord nie. En dit is hoe die psalmdigter ook voel in Psalm 77 vers 2. Ek roep na God om hulp, ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here, ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troos nie. Nou broers en susters, dit klink amper soos die gebed van Jesus in Getsemane. Hoe lees ons in Lukas 22 vers 42? Vader, as u wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Engele uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Broers en susters, in die lig van dit wat ons lees in die woord, moet mens sê, praying is dying. Kom ons bid saam. Here ons God, soms voel ons bid tot U met ons hande uitgestrek, dag en nag. Maar soms voel ons vind geen troos nie.
Ons vra dat U daai groot seer sal wegneem. Ons vra dat U daai geliefde van ons sal red. Daai geliefdes wat vasgevang is, daai mense sonder hoop en sonder uitsig, wat om ons loop. Ons bid dat U uitsig sal gee in ons eie verlore harte. Maar ons voel moeg, Here. Ons voel ons het geen troos nie. Dankie, Here Jesus, vir U wat aanhou bid het. Aanhou bid het tot aan die kruis. Aanhou bid het tot in die dood. En aanhou bid en intree vir ons. Nou dat U deur die dood is. Wil U uw Heilige Gees vir ons leer wat hierdie volharding in die geloof, hierdie volharding in die gebed beteken. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees is by julle elkeen. Amen.